Hi almal, dis weer tyd vir Pause for Clarity. So, hulle sê by die hart van volles loop die mond van oor. So, die woorde wat jy praat, is dit positief of is dit negatief? En wat maak jou negatief? Is dit die land? Is dit die ekonomie? Is dit die hoë kospryse? Is dit jou man? Is dit jou vrou? Is dit jou kinders wat heeltyd voor die skerm sit? Is dit die weer? Is dit jou geld? Is dit jou skoonma? Is dit jou bure? Dis nogal amazing hoe vinnig jy 'n lysie bymekaar kan maak wat jou negatief kan maak, nê? Nee. Maar wat maak jou positief? Wat laat jou positief voel? Wat laat jou gelukkig voel? Daai lysie vat gewoonlik 'n bietjie langer om by uit te kom, sad to say. Maar vandag wil ek praat oor negativiteit en hier is die volgende vraag wat ek gekry het. Alles wat gebeur, sien ek net negatief. Wat doen ek om dit beter te maak? Want dis besig om my huwelik te verwoes, my verhoudings. Ek twyfel aan myself en ek bevraagteken alles. Hoe kom 'n mens uit dit uit? So ek wil vir jou sê baie dankie vir die eerlike boodskap wat jy vir my gestuur het. Dit is baie maklik om die negatiewe eerste raak te sien want ons is so gewire, jou brein is gewire om my negativiteit te sien, want dit is sy werk om jou te beskerm, so dit is sy werk om die gevaar te sien om die negatiewe eerste raak te sien. So met ander woorde, negativiteit is baie sterker as positiwiteit. So jy moet omtrent wanneer jy 'n negatiewe wil uitskakel, moet jy 'n positiewe 7 keer hoor, 7 keer hoor, herhaaldelik hoor, om daai een negatiewe, kom ons sê nou maar, comment wat jy gehoor het, om daai comment uit te skakel, moet jy dit 7 keer hoor. Dit is hoe ongelooflik sterk jou negativiteit is in jou brein. So jou brein is gemaak om daai gevaar dadelik raak te sien. Hy is gemaak om dadelik te reageer, om jou lewendig te hou, so jou brein is ingestel op daai vrees en daai negativiteit. So, kom ek wys gou vir jou, hoe werk negativiteit uit op jou funksionering? So, jou hele lewe gaan oor verhoudings. Dit is die eerste plek toe jy gebore is. Jy is gebore in 'n verhouding. 'n verhouding is die plek waar jy seer beleef. Jou verhouding is ook die plek waar jy genesing beleef. So, alles gebeur rondom jou verhoudings. So jy het ouers gehad, jy het peetouers gehad, jy het 'n ouma gehad, jy het 'n tannie gehad, iemand het na jou gekyk, dis waar jy groot geword het. Ons almal begin met verhoudings. Dit is waar ons begin. En dan, wanneer ons in die verhouding is, dan gaan dit oor na jy het basiese behoeftes waarna voorsien moet word. So jy het nodig dat jy kos in jou lyf het, jy het nodig dat jy klere aan jou lyf het en jy het nodig dat jy 'n dak oor jou kop het. En dan saam met daai basiese behoeftes het jy ook 3 emosionele behoeftes wat voorsien moet word. En daai emosionele behoeftes is, ek wil geliefd voel, ek wil voel dat ek iewers behoort, en ek wil gewaardeer voel. Met ander woorde, ek wil daai validation hê, ek wil voel dat ek gewaardeer word. So daai 3 is jou basiese emosionele behoeftes wat in voorsien moet word. So wanneer jy in daai basiese behoeftes voorsien word, dan is jou selfpersepsie outomaties op 'n goeie plek. So jy het selfvertroue, jy het selfwaarde, jy voel goed oor jouself. So daai selfpersepsie van jou, jy voel jy voel veilig, jy voel jy belang iewers, jy voel jy is geliefd. So met ander woorde, jou selfvertroue is waar dit moet wees. En dan wanneer jou selfvertroue daar is, dan gaan ons oor na jou growth needs toe. Met ander woorde, dis die plek waar jy eintlik groei. So dit is waar jy voel, weet jy wat, ek behaal eintlik iets, ek kry satisfaksie daaruit, soos ek voel goed daaroor, en ek wil, nee, ek het 'n expectation, met ander woorde, ek is doelgerig, ek wil vooruit gaan. Ek wil groei, en ek wil hierdie nuwe doelwitte, wil ek behaal in my lewe. En dit is ook waar jy ander mense saam met jou vat, né? Jy inspireer ander mense, jy wil graag vooruit gaan. Jy sien ook kans vir nuwe goed. Jy wil graag nuwe goed probeer. En dan wanneer jy voel dat jy eintlik iets behaal, dan gaan dit oor na positiewe emosies toe. So dit is wanneer jy kalm is, dit is waar jy nie meer oordink nie. Jy dink nie heeldag oor dieselfde goed oor en oor nie. Jy het rasionele denkwyse. Die lewe maak vir jou sin, en jy is natuurlik onafhanklik. So jy doen jou eie ding. Jy is nie afhanklik van enige iets of enige iemand nie. So dit is wanneer jy op 'n goeie plek funksioneer. Dit begin by jou verhoudings, dat jou basiese behoeftes voldoen, het jy 'n goeie selfpersepsie,
Van daar af groei jy wil goeders behaal, jy begin nuwe goeders doen, dan voel jy emosioneel baie goed en dan speel dit ook natuurlik uit op jou verhoudings. Maar die oomblik wanneer jy negativiteit ervaar, dan speel dit bietjie 'n anderste rol. So die oomblik wanneer jy gestres voel, dis daai gevoel wanneer jy voel jy's nie meer in beheer nie. Dit is wanneer jy frustrasies het, jou frustrasies gaan oor in stres en jou stres gaan naderhand oor na hulpeloosheid. En dan is dit waar jou basiese behoeftes word dan nie voorsien nie. Daar word nie voorsien in jou basiese behoeftes nie. So jy het nodig vir iemand om na jou te luister. Jy het nodig dat iemand net verstaan wat jy sê. Jy wil net hê iemand moet net verstaan. Jy het net nodig om gehoor te word en om gesien te word en te sê, weet jy wat, jy het daai validation nodig van weet jy wat, ek sien jou pyn, ek hoor jou pyn. Maar wat in realiteit gebeur is wanneer daai basiese behoeftes nie voorsien in word. Wat dan gebeur is, die oomblik wat jy met jou vriende begin praat en sê, "Jesus, weet jy nee, ek gaan nou deur 'n baie moeilike tyd en dit," dan is daar een vriend of vriendin wat vir sê, "Nee, weet jy wat, jy dink dis erg. Jy het nog nie gehoor wat het hier met my hierdie week gebeur nie, né?" So dan gaan daai aandag outomaties af van jou af na die volgende persoon toe. Of jy word gekritiseer. Met ander woorde, nee, maar daai wat jy nou voel, dit is onredelik of jy word net afgekap. Of jy kry net advies. So en eintlik wil jy nie advies nodig hê nie, eintlik wil jy wil net gehoor word. Jy wil net jou sê. Maar dit is wat in realiteit gebeur. Met ander woorde, jou basiese behoeftes word nie invoorsien. Wat dan gebeur is dan outomaties neem jou selfpersepsie af. Met ander woorde, ek voel nie geliefd nie. En dan voel ek, weet jy wat, ek wil eerder op my eie wees, ek wil eerder alleen wees, en dit is wanneer jou selfvertroue daai duik vat. En wat dan gebeur is, dan isoleer ek myself, want ek voel net nie myself nie, en ek sê eintlik vir myself, weet jy, as ek beter voel, sal ek weer by my vriende uitkom, as ek beter voel, ek sê lus om myself te verduidelik vir mense nie. Met ander woorde, jou verhoudings gaan verlore. Daar waar jy altyd uitgenooi was om na mense toe te gaan, nou word jy nie meer uitgenooi nie, want baie mense wil ook nie met mense wat heeltyd negatief is, hulle wil nie met daai persoon praat nie. Met ander woorde, jy isoleer jouself, fisies, of deur jou gedrag word jy ook geïsoleer. En dan begin jy net nog erger te voel. Met ander woorde, dan neem daai positiwiteit af, met ander woorde, ek wil ook nie groei nie. Daar's geen satisfaksie in enigiets wat jy doen nie, want alles voel vir jou, dit is te veel moeite. So, jy voel nie goed oor jouself nie, jy voel jy kom nêrens nie. So, dis daar wat jy sê, toekoms, wat se toekoms? Dis daai absolute wanhopige, hopelose gevoel waarmee jy dan sit. En wat dan gebeur is, emosioneel, trek jy jouself ook af, jy is ook negatief. Met ander woorde, dit is waar jy baie hoë stresvlakke het. Dit is ook wanneer jou brein inskop, want jou brein weet wanneer jy nie op 'n goeie plek is nie. So wat jou brein dan doen is, jy moet cope op 'n manier. So dis wanneer jy begin verkeerd eet, dit is wanneer jy na drank gryp, dit is wanneer jy rook, dit is wanneer jy iets sterkers nodig het, dit is wanneer jy absoluut daai afhanklikheid van een of ander iets het. Dit is wat hier gebeur. Wat ook hier met jong kinders en met tieners gebeur is, selfs met volwassenes, is jy maak naderhand vriende of jy, amper sê jy bond met vriende wat erger af is as jy, want dan voel jy beter oor jou eie situasie. En dit is waar mense verkeerde vriende maak, dit is waar jy in die verkeerde groepe begin beland. Dit is tipies hierdie geval waar jou emosionele funksionering gaan af. En waarop speel dit uit? Dit speel weer 'n negatiewe rol op jou verhoudings, wat daar amper nie meer is nie. En dit is waar hierdie vicious circle van negativiteit inkom. So, kom ons kyk 'n bietjie, waardeur het jy gegaan die afgelope ruk? Stres bou op. So, jy weet, dit kan dalk groot stresvlakke wees. Ek meen, dit kan dalk stres wees wat van COVID af al saam met jou kom. Dit kan wees dat jy dalk verhuis, jy dalk van provinsie verander, jy dalk van werk verander. Dit is groot goed wat met ons gebeur en ons dink nie altyd daaraan dat dit stresvol is nie.
maar dit het 'n impak op ons. Dit het altyd 'n impak op ons. So, kom ons kyk 'n bietjie wat is stres. So stres is wanneer jy voel jy het nie beheer oor 'n situasie nie. Met ander woorde, jy het nie jy het geen beheer nie. Jy is nie in beheer van wat ook al gebeur of in watter situasie jy ook al is nie. Jy is onseker oor die toekoms, met ander woorde, jy weet nie wat gaan gebeur nie. Dis onsekere tye waarin jy is. Dit is jy's onseker oor die toekoms. En die ander een is jy het 'n tekort aan inligting. Met ander woorde, jy voel onveilig. So kom ons dink gou aan COVID tyd. So al drie daai tiks het ons gemaak, né? Ons het nie geweet wat gaan aan nie, ons het nie geweet wat in die toekoms gaan gebeur nie. Ons was glad nie in beheer nie. Dit was 'n ongelooflike stresvolle tyd. So en dit is ook hoekom mense vandag nog sukkel van COVID tyd af, want daar was 'n baie stresvolle tyd vir ons almal gewees. Okay, so hoe swaai ons hierdie negativiteit om? Ons begin klein. So jy kan begin deur vir jouself te vra, waarvoor is jy dankbaar? Wat werk in jou lewe op die oomblik? Wat is goed van jou huidige omstandighede saam met die frustrasies? Begin klein. Begin klein. Jy kan 'n journal, jy kan 'n notepad langs jou bed sit en elke oggend, elke aand skryf 3 goed neer. Waarvoor is jy dankbaar? Hou op om nuus te kyk. Hou op om daai negatiewe goed wat so op jou feed die heeltyd is. Ek wil amper sê begin by puppy love, ek weet nie, begin by diere, begin by ietsie cutes, begin by ietsie moois, om daai algoritme te verander of bly weg van social media af. Maar verander dit wat jy inneem, verander dit wat jy sien elke dag, so al die negatiewe goeders, los dit. Los dit, kyk of jy dit kan vermy, kyk of jy 'n verandering kan maak. Maar dit wat jou brein inneem, is dit wat jou brein sien. En dit is wat jou brein ervaar. Dit is soos dieselfde soos as jy 'n nuwe kar wil koop en skielik is dit al wat jy sien op die pad. Dis net daai kar, dis net daai BMW of is net daai Mercedes of is net wat ook al kar jy wil hê. Dit is dieselfde ding. Dit wat jou brein sien en dit wat jou brein hoor en daarmee saam wil ek ook vir jou sê, as jy sê, ek is so moeg vandag, dan gaan jy moeg wees in die dag, want dis wat jou brein hoor. Of as jy sê, kyk hoe lyk hierdie weer alweer. Dis waarop jy fokus. So, kyk ek wil amper sê, vang jouself uit. Die oomblik wat jy daai sê, ek voel so, hoe ook al, of ek is dit. Stop net so 'n bietjie daar en sê, okay, nee, ek besluit, vandag voel ek nie so nie. Dis net daai klein veranderingkies wat jy kan maak. Jy kan begin om 'n boek te lees. As jy nie hou van boek lees nie, kan jy audio's vandag luister. Dit is fantasties. Jy kan op YouTube 'n video gaan kyk in iets waarin jy belangstel. Verander jou denke, verander jou input. Dis eintlik wat ek wil sê. Verander jou input wat jy in jou brein insit. En dan belangriker nog, en ek weet jy gaan dit nie wil doen nie. Ek weet, jy gaan dit nie wil doen nie, maar dit is wat jy moet doen. Is jy moet pak jou kamer reg. Pak die garage reg. En ek weet jy wil hê, ek weet jy wil nie, ek weet jy sien nie kans daarvoor nie, maar jy pak jou bedkassie laai reg vanaand. Doen ietsie kleins, maar dit is baie belangrik. Die oomblik wat jy spasie maak, die oomblik wat jy goed begin wegpak en weggooi en skoonmaak, maak jy spasie. En die oomblik wat jy spasie het, kom kreatiwiteit outomaties in. So pak daai kaste reg. Gaan pak dit. Begin by 1. Jy hoef nie die hele kamer te doen in 1 dag nie. Jy kan 'n naweek vat. Jy kan 3 naweke vat. Jy kan 'n maand vat. Maar pak elke aand, pak elke tweede aand, pak iets reg. Maak spasie. So dan wil ek ook vir jou sê, be mindful of who and what gets your time. En dan, bel 'n vriend. Sê vir daai vriend, luister, ek het iets op die hart, ek wil dit net met jou deel. Ek wil nie hê jy moet my raad gee nie. Ek wil net hê jy moet vir my luister. Ek wil net hê jy moet 'n klankbord wees vir my. As jy nie 'n vriend het nie, dan skryf jy vir jouself 'n brief. Jy skryf dit, maar die idee is kry dit uit jou kop uit. Praat daaroor, kry dit uit, skryf dit uit. So ek hoop hierdie het jou gehelp. Ek hoop jy kan nou beter verstaan waar daai funksionering vandaan kom. En as jy dalk 'n vraag vir my het, stuur dit asseblief vir my onder na die link toe. En dan ook, maak seker jy gaan volg my op YouTube en dan sien ek vir jou weer volgende week.